Kom ons buig in aanbidding voor die Here God. Almagtige Here God, ons redding, ons lig, ons skuilplek. Ons bely U as die een wat ons onderhou en ons voed. Ons versterk, ons bekragtig en ons ook bemagtig om vir U te leef. Om in die wêreld hier buite uit te gaan, sout en lig vir die wêreld te wees. Here, ons vertroue is in U alleen, op die betroubaarheid van U woord, op die betroubaarheid van U beloftes. Here God, werk deur ons vanmôre, spreek tot ons en mag ons insig en kennis verkry van U woord. Amen. Ons geliefde Johannes Calvin het gesê dat geloof en die diens aan God word gebore uit 'n regte verstaan en kennis van God. Hierdie sluit in die wet van die Here. Ek lees vir ons vanmôre uit Matteus 22 vers 34 tot 40. Dit is waar Jesus gekonfronteer word deur die Fariseërs wat hom vra, wat is die belangrikste gebod? Toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Dalk is dit maklik om soms te dink dat liefde beteken net om gelukkig te maak en gelukkig te hou. Om nie iemand te ontstel nie, om die vrede te bewaar. Ons woorde so te kies dat dit nie as gehard of onvoelig opgeneem kan word nie. In hierdie tyd waar ons lewe, kom dit al hoe meer en meer na vore, dat liefde word vervang met 'n bewaring van vrede. Dat ons moet nie mekaar die berge injaag en mekaar ontstel nie. Om mekaar so ver as moontlik net gelukkig en vreedsaam te hou. Die eerste ding om lief te hê is om te erken dat ons in 'n verhouding tot iemand of tot iets staan. Dis 'n verhouding wat nie altyd net maanskyn en rose is nie. Dis nie net goed nie, daar kom swaar tye. Daar is ook reëls wat ingestel word, beperkings en 'n wederwysige verantwoordelikheid wat opgeneem word tussen persone in 'n verhouding. Dit beteken dat ons sal doen wat vereis word, wat soms ontstel, maar wat altyd uit 'n diep besorgdheid vir die ander persoon gedoen word. Die wet van die Here is 'n wyse, 'n manier waarop die gelowige voor God al toewyding en verantwoordelikheid opneem en dit sal uitleef. Baie belangrik is die verantwoordelikheid wat hieraan vereis word. Dit beteken nie Christene word vrygespreek om te doen wat ook al die hart begeer nie, of word ruimte gegee om maar slap verantwoordelikheid te gee. Dit vereis gehoorsaamheid ten volle aan die woord van die Here God. Daarom is geloof ook 'n dissipline. Want die vlees, ons sondige natuur wil daarteen stry. Dit wil uitgaan en net uitkyk vir me, myself and I. En alles en almal anders sekondêr sit. Dit stry teen die een God. Want die vlees soek die wêreldse, die baie. Die een teenoor die baie. En hoe ons geloof as 'n dissipline uitleef, sal bepaal hoe ons lewe,
waarvoor ons lewe, maar ook vir wie ons lewe. Die Here God beloof egter vir diegene wat in gehoorsaamheid en verantwoordelikheid teenoor sy wet leef, dat hy genade aan hulle gebring het, dat ons verlossing het aan die kruis van die Here Jesus Christus, die een wat die wet tot ware vervulling gebring het. Ons lees vanmôre as ons preek uit Psalm 27 uit. In baie opsigte is dit soortgelyk aan Psalm 23. Dit is vol belydenis, dit is vol geloofsuitsprake van hoe die psalmdigter die Here God ken. Daar's lig, daar's redding, daar's beskutting en beskerming. James Fowler het die begrip paradoksale geloof gekenmerk. Dit is geloof van twee uiterstes, van die absolute hoop op die ewige en op die hemelse, en op die ander kant die nood van ons huidige lewe. Kom ons lees die Psalm saam. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling uitlees, maar natuurlik die Here spreek nie in die woorde noodwendig hoe dit gesit is nie, maar in die inhoud van die Psalm. Dis 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaadoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande struikel hulle self en val. Of sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Of sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ego u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet die gesig nie vir my verberg nie. Moet die dienskneg nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my u pad. Lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. Ons lees tot sover. Hoop op die ewige aan die een kant en die nood van die huidige aan die ander kant. Ons sien dit baie mooi opgedeel in Psalm 27. Vers 1 tot 6 praat van hierdie absolute hoop op die ewige, die absolute vertroue in die Here. Vers 1 begin immers met, die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees, ten volle oorgegee en seker op die genade van die Here, dat hy die digter sal beskerm. Vers 7 tot 12 is weer 'n noodkreet. Vers 7 lees, luister tog Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. Hierdie twee uiterstes in die Psalm vertoon 'n geloof op die Here, wat nie afhanklik is op helder, onmiddellike antwoorde,
of dat alle probleme eers moet verdwyn sodat die Here vertrou kan word nie. Gelowiges word nie van teenspoed in die lewe gespaar nie. Ons moet nie in die Psalm 'n waarborg inlees dat ons nie pyn en lyding en voorspoed of teenspoed sal beleef nie. Dit gaan soms swaar in die lewe van gelowiges. Ons het ook nie 'n waarborg teen die vrees, die angs, wat in tye van teenspoed, in tye van onsekerheid, van absolute gevoel van die Here het my verlaat. Ons word nie vrygespreek van die vrees wat in sulke omstandighede beleef word nie. Dis nie altyd so maklik of so eenvoudig om nie ontsteld of beangs te raak nie. Wat Psalm 27 wel waarborg, maar ook stilweg vereis, is dat ons in die tye van nood kan, sal en moet die Here nader. Dat ons uitsig op God moet wees, vertroue in sy hande oorgegee moet word, en vertroue dat die Here weer ons vertroue en lewenslus sal herstel. Ons geloof is daarom nie net blinde geloof nie. Dis nie uit impuls gebore of uit die mooi woorde van predikante of priesters wat ons in die Here glo nie. Ons glo vanweë die betroubaarheid van sy woord en op die eie persoonlike, maar ook gemeenskaplike ervaring van hom. En om hierdie geloof te verdiep, kom in die oomblik wat ons God vertrou met die dinge wat ver bo ons begrip en ons verstand gaan. Dink byvoorbeeld aan Abraham se belofte van 'n nageslag soveel soos die sterre in die hemelruim. Vanweë sy hoë ouderdom kon hy dit bitter moeilik glo, maar hy vertrou op die Here. Hy vertrou op God se beloftes. Of aan Habakuk se geloof, wat al is die wingerde leeg en daar is nie vee in die krale nie, sal hy nogtans jubel oor die Here sy God. Is sy vertroue nog steeds by die Here. Hierdie verdieping van die geloof vertoon 'n stap na 'n volwasse geloof toe. Dit is verteenwoordigend van geloofsgroei wat ons as gelowiges elkeen sal ervaar. Die teoloog Walter Brueggemann het in die vorige eeu die psalms in 3 rubrieke of afdelings ingedeel. Dit is oriëntasie, disoriëntasie en reoriëntasie. Oriëntasie is die tye van voorspoed, wanneer die lewe goed gaan en daar maklik in die Here vertrou kan word. Die tye waarin ons gewoond is. Disoriëntasie is die tye wanneer die lewe deurmekaar gegooi word en 'n uitkoms nie gesien kan word nie. Dit waarin ons gewoond is, het nou verdwyn en ons is angstig. En dan reoriëntasie is die begin van die herstel van disoriëntasie. Dit erken die lewe is nog op plekke deurmekaar. Daar mag nog pyn en lyding heers. Maar dink aan donker wolke bo die gelowige wat begin wegtrek. En stadig maar seker begin die lig deur te skyn en ons kan al hoe meer en meer by die Here uitkom. Psalm 27 is moontlik tussen hierdie disoriëntasie en reoriëntasie. Daar is nog 'n stuk geloofsgroei wat moet plaasvind om uiteindelik 'n volwasse geloof aan te skaf. Voordat ons verder gaan, verbeel jouself jy stap lekker. Jy's gewoond, jy gaan stap elke dag in 'n stuk veld en dit is vrolik en jy juig daaroor. En iewes skielik val jy in 'n donker put. Disoriëntasie. Dit waarin jy gewoond was, wat jou gelukkig gemaak het nou gelei tot 'n tydperk van onsekerheid. Jy weet nie hoe om bo by daardie put uit te kom nie. En jy kan net so bietjie die lig bo sien skyn. En om hier uit te kom, benodig jy 'n paar trapplekke, 'n paar plekke om vas te hou, om bo uit te klim. Die eerste trapplek
stel dat voordat hierdie reoriëntasie, hierdie herstel kan plaasvind, moet een ding bevestig word. Die lewe is nie of goed of sleg nie. Dit is nooit so eenvoudig nie. Ons lewe so dikwels in 'n grys area, waar die lewe verskillende teenstrydighede het. En een van die dinge in die lewe wat ons in hierdie put kan vasgekeer hou, is dat ons dikwels ons eie voorwaardes en ons eie bepalings aan die Here gee van hoe hy ons moet help. Ons wil vir God sê, dit is hoe U my hier moet uitkry. En belangrik, voordat ons kan begin uitklim, moet ons aanvaar dat die lewe nie weer presies soos van tevore gaan lyk nie. Dikwels soek ons 'n oplossing wat ons weer gaan uitkry by dit waaraan ons gewoond was, die lewe voor die disoriëntasie, voor die pyn, die onsekerheid, die deurmekaar spul. Hoekom? Want ons is gemaklik daarmee. Ons is gewoond daaraan. Ons ken die vreugde en die vertroue in die Here wat in daardie oomblik geheers het. Ons wil vasklou aan die ou lewe. Die heimwee oorval ons en ons wil bly by dit waaraan ons gewoond geraak het. Maar die eerste trapplek vereis dat ons hierdie ou lewe sal moet prysgee. Ons oë en ons visie moet gerig wees op die een wat ons daarbo wil uithelp. Op die Here, op die uitkoms, op die nuwe lewe waarna ons uitklim. Dit sal moet vrede maak dat die lewe nooit weer soos van tevore sal wees nie. Maar dat God weer vorentoe goed en sinvol die lewe sal maak. Ons tweede trapplek kan ons begin te lees by vers 4 in die Psalm, waar ons van die een ding wat die digter begeer sien. Dit is om al die dae van sy lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. En ons het al reeds genoem, hierdie een ding staan teenoor die baie dinge wat ons vanweë die vlees, van die sondige aard van nature wil hê. En dikwels wil ons terselfdertyd albei hê. Ons wil tegelykertyd 'n verhouding met God hê, maar ook baie dinge, die plesier in die wêreld nastreef. Maar dit is nie moontlik om met hart, siel en volle verstand albei na te jaag nie. Daar is 'n keuse wat geneem moet word. Gaan ek na die Here toe gaan? Gaan ek op hom alleenlik fokus om hier uit te klim? Of gaan ek rondkyk en baie ander dinge en ander plekke sien wat my net langer in die put gaan hou? Die pad vanaf oriëntasie, waar alles aanvanklik goed is, na reoriëntasie, om te sê dat by God is alles goed, vereis dat geloofsgroei deur middel van disoriëntasie, van pyn, lyding, onsekerheid, vrees, moet ondergaan word. Deur middel van lyding kan ons dit wat werklik saak maak, skei van die dinge wat geen waarde het nie. Hiermee kan ons die valse hoop, valse versekering agterlaat en dit wat werklik saak maak, dat by, deur en in God die toekoms weer goed en sinvol sal wees. Dit sal nastreef en dit sal uitsoek. Die derde trapplek moet ons eers sê dat ons kan nie enigsins op hierdie vorige, die tweede trapplek, maar ook nie die eerste een vertrou as ons uitsig nie reeds op daardie laaste trapplek is nie. Om die finale tree na God te neem, sal vereis dat jy op hom vertrou en die rus van sy teenwoordigheid wil ken. Om God as rots en redder, as vertrooster aan te neem. En daaruit kan die Here ons verder help, sy hand uitsteek en ons nog verder uithelp uit hierdie put. Ons moenie dink ons moet op ons eie somme net uit moeilike situasies wil uitkom nie. Ons hemelse Vader steek ook sy hand uit.
en bied ook sy hulp aan. Reoriëntasie kan slegs begin wanneer ons opnuut die Here ontmoet. Wanneer ons erken dit wat ons tot nou toe van hom geweet het en tot nou toe hom leer ken het, is nie al wat aan die Here is nie. Die Here is nie hierdie vierkantige boksie waarin ons geplaas is en alles wat ons van hom weet kan net daar binne ingeperk word nie. Nee, die Here is die transcendentale God, die een wat van ver bo ons begrip af neerdal sodat ons ontmoeting met hom kan hê. Dit beteken ook dat God is meer as wat ons eintlik van hom weet, maar wat ons hom kan leer ken, het hy aan ons bekend gemaak, sodat ons 'n verhouding met hom kan aangaan. As ons die Psalm moet vergelyk met die vorige week, Psalm 23, het ons reeds genoem, is baie soortgelyk. Die digter bely sy geloof en sy vertroue in die Here. Te midde van enige wêreldse omstandighede is daar vrede by God. Al is dit hoe moeilik om dit raak te sien. Is God lig en redding? Is hy beskutting en 'n skuilplek? Is daar goedheid, sinvolheid by die Here te finde? En om by God uit te kom, het nie vereis dat ons as mense sondeloos en volmaak moet wees nie. Maar dit vereis dat ons in ons broosheid, ons tekortkominge, in ons swakheid by die Here sal uitkom. Ondanks hoe ons dink die Here ons gaan aanvaar, ondanks hoe ons dink medegelowiges ons raak sien, ons begin om by die Here uit te kom. Hy wys nie sy verlore kind weg nie. Inteendeel, hy nooi die kind in en sit hom aan 'n fees. Kom ons nader nou die Here in gebed. O Hemelse God, ons bely dat U is die gans andere, die een wat alles tot ontstaan geroep het, deur net 'n woord te spreek, deur net asem in die mens in te blaas en ons van lewe te voorsien. Dat U ons van voordat ons gebore is, nog voordat ons in die moederskoot gevorm is, reeds op die naam geken het. Here, dat van waar ons doop ervaar en ingedoop word in die gemeente van U, in U hemelse en wêreldwye kerk, waar ons verseël word met U belofte, van kind wees tot regdeur ons lewe, dat ons nie 'n statiese geloof het nie, Here, dat dit nie dieselfde lyk as wat dit 5 jaar of 10 jaar of selfs eers 'n week terug was nie, maar dat ons konstant 'n vernuwing en 'n verdieping in ons verhouding met U kan beleef. Dat ons kan erken, Here, dat U is ons trooster. U is die een wat ons help om vorentoe beweeg. Here God, ons dankie vir U teenwoordigheid in die lewe. En die teenwoordigheid waar ons as gelowiges gemeenskaplik saam as 'n eenheid voor U vergader. Saam U naam loof en besing. Saam luister en die verantwoordelikheid om na U wet te gehoorsaam sal erken. Here God, dit alles bid ons uit die genade wat U aan ons betoon. Die genade deur U seun te stuur, o Vader, om aan 'n kruis vir ons sondes te sterf. Maar dat U nie daar gestop het nie, maar dat U die Gees uitgestort het om onder die gelowiges te werk, om ons te bemagtig dat waar ons hierna gaan uitgaan, ons U elke oomblik
met ons het. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word. Sodra dit klaar is, kan ons staan en ons slotlied, lied 292 saam sing. En dan kan jy bly staan vir die seën.